Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Genade vir julle en vrede van God deur Christus Jesus, ons Here. Baie welkom by ons nuwe preekreeks in die vakansie van Dawid, die geestelike reus, David the spiritual giant. We are currently in the soccer or football World Cup. And I was wondering if the teenagers or children can tell me who is their favorite best player. Messi. Dankie vir daai tiener daarbo. Wat van julle? Ronaldo. En julle ook? Ronaldo? Mbappé. Hy is mos van Frankryk. Shani, wie is joune? Hè? Wie is dit? Maar almal van hulle is hierdie groot helde, maar weet julle wat nie? Voor hulle eers hierdie reuse in sokker geword het en sterre geword het, was hulle ook seentjies gewees wat in die agterplaas. Onthou julle toe julle altyd saam met julle kinders sokker en rugby gespeel het en daai kinders het daai seuns ook het vir daai doelhokke geslaan en hulle het hulle verbeel dat hulle in 'n wêreldbekerfinaal speel. And that they were shooting the winning goal. But it started in the backyard before it went to the field and they became famous. Net so gaan ons 'n bietjie praat oor Dawid vandag. En voordat hy 'n groot geestelike reus en leier geword het, was hy eers 'n skaapwagter. Want ek weet as ons aan hom dink. Kom ek vra vir julle, as julle dink aan, if you think of David, what do you think of? First thing. Goliath. Ja? Wat het jy gesê? Skaapwagter. Wat nog? Koning. Nee, ons dink aan hom as hierdie jong ouetjie wat hierdie reus verslaan het en wat hierdie groot koning was. He was a poet that wrote Psalms. Hulle praat in Handelinge van, hy was 'n man na God se hart. En vanuit out of his lineage, Jesus was born. Out of the descendants of David. Ons gaan in hierdie reeks bietjie sien dat ons gaan nie net na sy oorwinnings kyk en al die mooi dinge, ons gaan kyk na al die baggage ook. Al die goed wat ook verkeerd geloop het in sy lewe. Maar vandag gaan ons net eers begin dat hierdie wonderlike geestelike reus Dawid het eintlik eers begin as 'n skaapwagter in 'n skaapkraal. And that wasn't the most famous job to do, to look after sheep. It was more the lower class and people looked down on it and they despised it. En hy was 'n ou skaapwagter. Maar hier is die ding, voordat daar vir hom 'n kroon was daar vir hom 'n herderstaf gegee. Voordat daar vir hom 'n troon was daar 'n skaapkraal gewees. Voordat daar 'n hele volk was wat hom geken het, and he was famous amongst all the people, was daar maar net hierdie een man Samuel, wat na Bethlehem toe is, en hom gesalf het met olie om koning te word. So ons gaan 'n bietjie in hierdie reeks kyk na al Dawid se oorwinnings, maar ook na al die uitdagings, sy karakter, sy bediening, sy uitdagings. En ons gaan vandag kyk na die tema voorberei en gevorm. Prepared and shaped. Next week, Goliath must fall. Goliath must fall. And the story of David and Goliath, and how we also have to face different giants in our lives. And how we do that. En dan die laaste ene, die sterk en die swak koning, gaan daarna volg.
So ons gaan 'n bietjie saam lees uit 1 Samuel 16 vers 1 tot 13 en 1 Samuel 17 vers 34 tot 37, net so 'n bietjie konteks oor die boek Samuel. Dis die oorgang tussen die rigters en die konings, en die hoof fokus hier is dat God kies sy leiers, nie mense nie. God kies hulle. En Saul in hoofstuk 15 was die eerste koning, maar hy het sy koningskap verloor, omdat hy ongehoorsaam was, en nou in hoofstuk 16, nou moet daar 'n nuwe koning aangewys. Kom ons begin voordat ons lees, en dan kyk ons gou na 'n klein videoetjie oor sy salwing. The Lord spoke to Samuel, call and rise and go, for a new king would be chosen. With faith in his heart, Samuel traveled to Bethlehem, trusting God. For the Lord does not look at what people see, but at the heart. Het is altyd lekker om iets visueel ook te sien. Hy was 15 jaar oud, toe Dawid gesalf is. Nou, my dogter en haar vriendinnetjie daar, so is albei 14 jaar oud. Ek meen, dis nogal 'n jong tiener, nee, toe hy koning gesalf is. Hy het eintlik eers 15 jaar later, het hy eers regtig waar koning geword. So ons gaan 'n bietjie kyk na eerstens die keuse van 'n nuwe koning, the choice of a new king, and we're going to look at gevorm in die alledaagse, so shaped in the everyday life, en dan laastens na voorberei in die skaapkraal vir die slagveld, preparing the sheep pen for victory on the battlefield. Nou kom ons lees gou weer die teks. Julle het dit nou gesien in die video, maar kom ons lees ook die teks. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n vers saam en sê, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen, salf vir my die een wat ek jou sal beveel. Samuel het gedoen wat die Here gesê het. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontstel tegemoet gekom en gesê, kom hier in vrede. En hy het gesê, ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe. Hy self het vir Isaai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor my. Hy was die oudste seun gewees. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lente kyk, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Toe roep Isaai vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan,
en hy begin, en hy dink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Daarna het Isaai vir Samuel laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. So van die oudste tot die jongste het die Here heeltyd vir hom gewys, is nie een van hulle nie. Nadat Isaai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Daarop het Samuel vir Isaai gevra, is dit al jou seuns die? En hy antwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. Toe sê Samuel vir Isaai, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isaai het hom laat haal, hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, maar mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dis hy. Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. En daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Kom ons lees ook uit hoofstuk 17 vanaf vers 34 tot 37 en die konteks hiervan is dis nou Dawid wat op die gevegsveld gekom het. Hy was nie deel van die oorlog teen die Filistyne nie en hy het kos gevat vir sy broers en hy hoor hierdie Filistyn die Here se naam beswaar en hy sê nee, hy gaan nie daarvoor staan nie en hy sê vir koning Saul nie, hy sal hom beklei, Saul wil eers niks weet nie en nou gee hy 'n motivering hoekom hy teen hierdie groot reus, hy was amper 3 meter hoog gewees. Nou ek is 1,83, amper 2 keer hoër as ek en dis nou 'n 15-jarige seun wat teen hom beklei het. Toe sê Dawid vir Saul, as ek die kleinvee vir my pa oppas, kom ek kyk net gou, ek dink is vers 34, ja. As ek die kleinvee vir my pa oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en slaan hom dood. Sommer 'n lekker beer en 'n leeu slaan hy dood. Ek weet nie of enige van julle al 'n leeu of 'n beer doodgeslaan het nie. Ja nee, ek gaan net agter hom aan, sê kom, slaat hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan. Ekskuus, kom kyk vat hom van 35 gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Dis nogal 'n storie. Hierdie man is lyk my sterk. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan en hierdie heiden, hierdie Filistyn sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verkleineer. Hy het nie gekyk hoe groot is hierdie reus nie. Hy het gekyk hoe groot is sy God en hier motiveer hy en hy sê maar hoor jy, die Here het my gehelp om 'n beer en 'n leeu dood te maak. Bring vir Goliat. So kom ons kyk bietjie na die eerste ene, die keuse van 'n nuwe koning. Sy roeping, the choice of a new king. Nou, ek wil hê ons moet vers 1 net weet, dis die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe, ek stuur jou na Isaai, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Wat dit nou baie duidelik vir ons uitwys, is dat die keuse van 'n nuwe koning en 'n geestelike leier kom nie van mense af nie, dit kom van God af. God is die een wat daar's vir die profeet Samuel sê, gaan. Ek sal vir jou wys, wie's die nuwe leier. Dis nou nog so. As die Here geestelike leiers aanstel, dan wys hy en hy oortuig en hy bevestig wie's die een wat hy uitkies as instrument om sy verteenwoordiger te kan wees. God kies die persone en God kies vir Dawid
Maar dit kom van God, maar dit kom ook na hom toe. Dawid het nie gaan, hoorie, waar is hierdie Samuel ou, en ek wil met hom 'n bietjie praat, kan ek nie die koning word nie. Dit het net gekom. En baie keer in die werkplek, dan wil jy oor mense loop om nou die promosie te gaan kry. En jy wil die ding ryp druk en dan werk dit nie uit nie. As jy 'n groen piesang eet, daar's mos niks so lekker soos 'n lekker groen piesang nie, nê. Dan is dit nie lekker, maar as jy so 'n paar dae wag en hy's geel, dan is hy baie lekkerder. En dis hoe dit is. Iets moet van self gebeur. Daai ouens moet jou bel en hulle moet jou persoon, hulle moet jou opsoek en sê, hoorie, ons wil vir jou werk gee. Dis hoe dit moet wees. Dit het net na Dawid toe gekom. So dit kom van God af om die koning te kies en dit gebeur met Dawid. En dit het gebeur nadat Saul verwerp is. Hy was ongehoorsaam, hy wou nie na die Here geluister het nie en hy's verwerp, maar die Here stuur toe vir Samuel na Isaai se huis in Bethlehem om 'n nuwe koning te salf. En hier kom hy en al die broers staan daar en Saul wat gekies was baie aantreklik geweest en hy was hierdie groot netjiese, jy weet, Hank bruin hare en 'n baie mooi ou en hy kon homself goed oordra. En die eerste een wat hy sien is die oudste sien en hy lyk ook so formidable. Julle weet waarvan ek praat. Daai woord. En die Here sê vir hom is nie hy nie. En die volgende een kom. En onthou, hier is nou 'n profeet. Jy sal nou dink die profeet gaan nou bietjie meer sensitief wees om vir die Here te luister. En selfs hy kyk net na die uiterlike. En hy dink dit moet een van hulle wees. En die Here sê nee. Hy was indrukwekkend, hy was groot, hy was sterk. Maar nee. Maar vers 7 sê dit baie duidelik. Ons lees vers 7 ook. Dit sê die volgende. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lente kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as mens nie. Die mense kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Wat is die innerlike? Waarna kyk die Here? Hy kyk na die hart. Die Hebreëse woord is lebab. Onthou nou, jou hart is jou lebab. En jou lebab is jou hart is nie net jou emosies nie. In daai tyd het dit ook beteken jou wil, jou denke, jou gesindheid, jou karakter, alles saam. Dis wie jy as mens is. Jy het al gehoor mense sê, wie daai ou doen so, maar sy hart is reg. Sy hart is reg. En dis wat hier so is, dis wat plaasvind, is sy hart is, hulle harte was dalk nie reg, hulle het miskien, jy het al gehoor van die hele ding wat sê, buite blink, binne stink. Nou, dis nie te sê, as jy nou baie mooi, groot, lank aantreklik is, gaan dit binne stink nie. Maar dis nie die belangrike nie. Ons sê dit baie vir ons kinders, hoor jy moet na die persoon se hart kyk, en hoe is hulle as mense? En dis wat nou hier gebeur. Hy sê, moenie kyk vir dit nie. Kyk vir die hart. Nou Dawid is nie eens genooi na die ete nie. Dis hoe gering hy was die jongste gewees. Hulle het nie eens gedink hy is belangrik genoeg om te kom na die ete nie. Hy moet na die skape kyk. En God het hom gekies. Interessant hoe die Here se keuses nie altyd afhang van wat ons dink belangrik is nie. Hy het die hart gehad. It's like when you pick up an apple and you see how nice and red the apple is, but you're not really sure how nice it is inside. Jy weet nie of hy dalk vrot is binne nie. Onthou my dogter Anay was in 'n skool gewees. En daar was hierdie vriendekring en dit is mos belangrik vir die kinders om in te wees by die vriende. En daar het 'n nuwe meisie ingekom.
en niemand wou met haar speel nie. Maar Annie het met haar gaan speel, en sy het vir haar welkom laat voel, en sy het vir haar broodjies gegee. En toe sê daai vriendekring, as jy aanhou met haar te speel, dan is jy nie meer ons vriend nie. Toe sê sy, okay. Toe gaan speel sy verder met hulle, en toe stoot hulle haar uit. So dit lyk so nice om deel van hierdie populêre vriendekring te wees, maar hulle harte was nie reg nie, want dit het net gegaan vir hulle oor hulle image. Maar ons hart moet daar wees, dat selfs daai ene nie uitgestoot word nie, en hulle moet ook welkom kan voel. En partykeer dan, sometimes there's a bit of persecution that goes with it. Ek het so 'n bietjie van 'n HR agtergrond in besigheid, en ek onthou, as jy mense nou gaan aanstel, dan kyk jy na kwalifikasie, jy kyk na kundigheid, en jy kyk na karakter. Dit is baie moeiliker om die karakter te sien, wie hulle is van binne, maar jy kan na die kwalifikasie en die kundigheid. Maar weet jy wat is interessant? We hire people on their competence, but we fire people on their character. En dis wat belangrik is daai karakter. Wie jy is niemand kyk nie. Wat is jy hart? Ons leef in 'n wêreld, we live in a world where the world markets and values the external, the beauty, how pretty your hair looks, and the clothes that you wear, your image, how many likes and friends and hits you can get on social media. En dan begin ons dink, dis wat my waarde bepaal. Die uiterlik. Dit wat die oë kan sien. Die voorkoms. But you know what happened to David? When others saw, daar's 'n lied wat geskryf is daaroor. When others see a shepherd boy, God may see a king. Toe sy broers en sy pa en almal na hom gekyk het en net 'n shepherd boy gesien het. They just saw a shepherd boy. Maar toe God na hom kyk, toe sien hy 'n koning. And I just feel in my heart that I want to encourage you that maybe you look at, you can look at yourself through others' eyes, and they make you feel like a shepherd boy. They make you feel you're not enough. Hulle laat jou voel jy's nie goed genoeg nie. Or you could even look at yourself through your eyes, and you don't really like yourself. Jy hou nie van jouself nie. Jy voel sleg oor jouself. Jy voel soos 'n mislukking. En miskien sit jy vandag hierso en dis presies hoe jy voel. Want jy kyk na jouself deur jou eie oë, of jy kyk na jouself deur ander mense se oë. Maar ek wil jou aanmoedig. Kyk na jouself deur God se oë. Because when others see a shepherd boy, when you see a shepherd boy, God may see a king. Want God kyk na jou, ons het 'n lied nou daaroor gesing. God kyk na jou en hy sien jy's sy kind. Hy sien 'n prinses, hy sien 'n prins. Hy sê jy's special. Ek's lief vir jou, ek het jou so gemaak. Moenie probeer om iets anders te wees nie. Moenie probeer om goedkeuring en waarde te vind in iemand anders se likes en erkenning en jou identiteit en jou ware, your worth you can just find in the fact that you're a child of God. And the fact that you are that, He's got a purpose for your life. Hy het 'n doel met jou lewe. So as jy weer gaan, môreoggend as jy nou gestort het en jy kan kyk vir jouself in die spieël, dan sê jy, ek is nie 'n skaapwagter nie. I'm not a shepherd boy. Because God looks at me and I'm a child of God. Ek is 'n kind van God. Ek is special. En God het 'n doel met my.
Nou, om daai doel te bereik, was daar 'n hele proses wat gevolg is, om toegerus te wees, om gevorm te wees in die alledaagse. You shaped it everyday life. I want us to read verse 13 again. This is what it says. Samuel het die horings met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Nou die olie was 'n teken van die Heilige Gees, van die teenwoordigheid en die kragtige werking van die Heilige Gees. Julle het dit gesien op die video, die olie wat so uitgegooi word oor sy kop. En na die salwing, dat hy gesalf is as koning, het die Heilige Gees hom gevul en hy kragtig in hom gewerk. Maar eers is daar 'n tydperk van vorming, voor daar 'n tydperk van verhoging was. Daar was 15 jaar, voordat hy eers die koning geword het. En daar was 'n tyd van oefening en skool, en voorbereiding vir hom gewees, wat 'n belangrike tyd was. Want net nadat hy nou gesalf is, hy het nie gesê, Oorie, waar is daai paleis, en geef my gou die kroon, hoe gaan dinge nou werk nie? Nee, baie dankie, en daar gaat hy, en hy is daar na die skape toe weer, en hy is weer na die skaapkraal toe. Onthou die storie van Josef, Here sê vir hom, jy gaan 'n prins word. Toe word hy in 'n put gegooi. Dawid is na die skaapkraal toe. Daar het moes hy 'n vorming deurgaan. Daar het hy tye van stilte gehad. En in daai stilte tye in die veld het hy die psalms geskryf. Hy het die geleer hoe om die kudde te beskerm. How to look after the sheep and to protect them. Daar het hy geleer om op die Here te vertrou en moed by mekaar te maak, om hierdie diere te beklei. Want hier is die beginsel, God werk eers in ons en met ons, voordat hy deur ons kan werk. Soos 'n atleet, dis die Olimpiese spele, ek dink volgende jaar, en hulle oefen vir 4 jaar. Hulle sê wat 1000 ure vir enige atleet of sportpersoon, 1000 hours to be at your peak. It takes 10-15 years. Oefen, 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 om op jou beste te kan wees. Soos 'n musiek, iemand wat musiek speel, jy weet hulle speel al die skale, voordat hulle op die verhoog kom. Josef 12 jaar in die tronk, Moses 40 jaar in die woestyn, Jesus 30 jaar vir 3 jaar se bediening. Die input, die vorming vir die output. En miskien is jy daar in daai skaapkraal nou. En jy weet nie, hoekom is jy nou in die skaapkraal nie? Want die Here het vir jou gesê, jy gaan iets anders doen. En jy verstaan dit nie, maar jy is daar vir 'n doel, want hy vorm jou, hy leer jou. Kom moet ek nou weer skool toe gaan? Why do I have to go to school? Why do I have to go? I'm busy, I'm doing my sport, and and I have to do homework, and God is shaping you. And then you have to go to church on Sundays. Dis alles deel van vorming en volwasse wording, wat hy ook toe nou deurgegaan het. Ek onthou in my eie lewe, het ek, toe ek klaar gestudeer het ek by 'n Japaneese handelsmaatskappy gewerk. Internasionale bemarking, en yes, ek moet sê, dit was nie vir my baie lekker gewees nie. En ek het baie keer vir my pa gesê, hoe lank gaan die Here my nou hier hou? Toe sê hy gaan jou nie 'n dag langer hou nie, maar terwyl jy daar is, leer wat jy moet leer. En ek moes by hulle leer, hulle so deeglik en werk in spanne en 'n klomp goed wat ek daar moes leer. En ek onthou toe ek in Amerika was, daar saam my vrou was, toe ek 'n musiek en 'n jeugpredikant en ek moes dit leer. En toe kom ek terug en ek studeer nog 'n bietjie en ek gaan daarna ek leer van kerkplanting in die Kaap. En toe ek by La Rochelle en
Ons bietjie leer van die evangelisasie en die uitreik en toe by Morletta Park en hoe werk 'n mens met strategieë en visie en al hierdie goed in. Elke deel was 'n stuk voorbereiding. Ja, dan maak jy 'n klomp foute soos jy aangaan, maar dan leer jy mos uit jou foute uit. En elke hoofstuk is 'n deel van voorbereiding vir die volgende. En dan verstaan jy nie maar hoe werk dit nie, maar dan sien jy maar ek kan hierdie nou doen want ek het dit daar geleer. So waar jy ook al is, where you are, what you're doing, just allow God, let the Holy Spirit shape you. Let him work in you. Because he's got a purpose with that. Ons dink ons wil daar wees. But here's the thing. When God wanted to make David a king, he gave him Goliath. And he gave him 15 years of fleeing Saul. When God raised Joseph for the palace, he didn't give him shortcuts. He gave him 12 years of prison to humble him. When God wanted to make Esther a queen, he didn't give her comfort. He gave her a crisis. And when God wanted to make Moses a leader, he didn't give him the big stage. He gave him 40 years in the wilderness. Hoekom? Want in daai tyd bou die Here karakter. So laat hom toe om net soos Dawid in die skaapkraal eers net te wees, om te leer wat geleer moet word. Sien, elke klein oorwinning wat ons maak, kan 'n verskil maak. En dis die derde punt, die voorbereiding in die skaapkraal vir die slagveld. He was prepared in the sheep pen for victory on the battlefield. As ons nou kyk na die tweede gedeelte, vers 34 tot 37, wat sê hy? Hy sê basies vir Saul, weet jy wat, ek kan vir Goliat beklei, want die Here het my klaar die leeu en die beer laat beklei. Maar dink julle, do you think David would have been able to face Goliath if he didn't overcome the bear and the lion? No. Die Here weet wat ons kan hanteer. Hy gee vir ons net genoeg wat ons kan hanteer en hy weet as ons dit nou reg kry, dan gaan hy die volgende stapie vir ons gee en dan die volgende stapie. En dis presies wat daar gebeur het. God gives you what you can handle. Want wat het daar gebeur toe hy in die diere moes beskerm teen die leeu en teen die beer? Hy moes leer om nie bang te wees. So as jy wil leer om braaf te wees, dan moet jy jouself in 'n situasie, die Here gaan jy nie net braaf maak nie, hy gee vir jou 'n situasie waarin jy braaf moet wees. En hy moes leer om braaf te wees, om daai skapies te gaan red, om daai killer instinct te kry, om die moed te kry, hoe om vaardig te raak. Hy moes vir 1000 keer met daai slingervel oor en oor gooi, sodat hy dit perfek kon doen. Maar hier is die sleutel. Hy moes leer om die Here te vertrou. Want sonder die Here sal hy dit nie reg gekry het nie. Dit het nie van hom afgehang dat die beer, ek meen kan jy nou dink, hoe gaan 'n mens 'n beer of 'n leeu doodmaak? Maar hy moes geleer het dat sy God is groter as daai beer. En sy God is groter as daai leeu. En dis wat ons op partykeer moet leer is, ons moet nie na die leeu en die beere kyk in ons lewens nie. Ons moet sê, ek kyk na God want hy's groter as dit. En as hy nou vir my 'n beer of 'n leeu gebring het, if he's brought me a lion and he's brought me a bear, guess what? Bring them on. Because I know a God that can defeat them. Dis wat jy moes leer. So ek weet nie wat is die leeu en wat is die beer in jou lewe op die oomblik nie. Maar dink terug, toe jy 'n kleiner leeu en 'n kleiner beer gehad het. En wie het vir jou deurgekom? Who came through for you? It was God. Remember how God came through for you.
Dis die grootste wat hy moes leer, is om op die Here te vertrou. Hy was getrou met al die klein dissiplines. Wat het Daniel gedoen? Onthou jy vir Daniel? Dink bietjie terug aan Daniel en dink julle hy het maar net in die leeukou geloop en daar het hy die leeu se monde toegemaak? Nee, hy moes getrou wees met sy dissipline en met sy eetgewoontes en 3 keer 'n dag bid. Hy moes met daai goed getrou wees sodat hy reg wees vir die leeukou. So sometimes it means God says, I want you to be faithful by giving me 15, 30 minutes a day to read your Bible and to pray. And if you do that, then I'll give you the next thing. As jy net dit doen. Dis soos 'n tiener wat net miskien moet leer om hy 10 minute stilte tyd te hou. Of by die jeuggroep betrokke raak. Om te dien. Maar hier is die ding, elke klein oorwinning vandag, soos 'n versoeking wat jy weerstaan, waar jy getrou bid, waar jy leer om 'n moeilike gesprek te hanteer, berei jou vir môre se Goliat. So sien dit, embrace dit, omhels dit, en sê Here, gebruik dit. Gebruik dit en leer my en vorm my en berei my voor vir wat jy wil. Die skaapkraal is ons oefenveld. Wat is jou skaapkraal nou? Wat is die oefenveld waarmee die Here met jou tans besig is? Dawid is nie as 'n geestelike leier gebore nie. Hy is deur God voorberei en gevorm. In die alledaagse. Ek onthou toe ek 'n predikant geword het, my pa was ook 'n predikant, hy sê vir my, moenie net nog 'n dominee wees nie. Wees 'n man van God. Moenie net nog 'n dominee wees nie. Wees 'n man van God. Ja, mense kry dit nie altyd reg nie, jy is ook maar net 'n mens. Maar ons moet streef daarna. Nou, miskien is jy vandag aan 'n skaapkraal en jy's oorgesien, you weren't chosen for that team. You wanted to make that team and you weren't chosen for that team. Jy het nie daai werk gekry wat jy graag, hy promosie wat jy wou gaan. Jy voel onbelangrik. En daar by jou werk kry jy nie die erkenning nie. Jy weet, hulle sê net vir jou wat jy verkeerd doen, maar daar's nie erkenning nie. Of jy's net in 'n woestynseisoen, is 'n moeilike seisoen, en ek wil jou gerus stel, jy is presies waar God jou wil hê. En ons wil die verligting hê dat dit beter gaan en dan is dit makliker en gemakliker, maar partykeer is dit die seën dat ons presies is waar ons moet wees sodat die Here met ons kan werk. Sodat hy met ons kan werk en in ons kan werk sodat hy meer effektief deur ons kan werk. Net soos met Dawid. Die vraag is nie of God met jou besig is nie. Die vraag is, sal jy getrou wees waar jy nou is? Will you be faithful? He doesn't look at your ability, he looks at your availability. Hy kyk na jou beskikbaarheid. Nie jou bekwaamheid nie. En hier waar ons, elkeen in Auckland, geplant is, hier moet ons blom. Hier moet ons die beste maak. Here het ons gestuur na 'n sendingveld en hier moet ons blom. Want hy is lief vir jou, jy is sy kind, en net soos Dawid, net 'n skaapwagter was, het hy groot planne met Dawid gehad om 'n geestelike reus te word, en het hy plan en 'n doel, ook met jou lewe. Die Here, wat jou uit die leeu's en die beere gered het, sal jou ook uit die hand van jou Goliat red, sodat jy sy doel hier kan vervul. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons vandag uit Dawid se storie leer, dat hy was ook maar net 'n ou skaapwagter. En in daai samelewing gesien as 'n niks werd. Maar iets vir hom iets hom gekies. Iets na hom gekyk en waar ander skaapwagter, where others saw a shepherd boy, you saw a king. Here, en iets hom gevorm in die skaappen,
het vir hom die beer en die leeu gestuur. En hy het 'n geestelike reus geword, Here. En Here, ek weet mense sit vandag hier en hulle verstaan nie altyd en hulle mense voel partykeer so frustreerd en oorweldig dat jy nie skaappen is. But Lord, we want to open our hearts, we want to embrace where we are, we want to allow your spirit to just work in our hearts and our lives. En Here, kom leer ons om 'n beter weergawe. Ons mag dalk voel dat ons gebreek word, maar eintlik word ons gebou om 'n beter weergawe te word, om God se doel te bereik. En ek bid, Here, dat U daai hoop en daai inspirasie sal kom gee. Here, ook as 'n kerk, Here Jesus, as 'n geloofsgemeenskap, waar daar ook maar aanpassings was, waar ons in 'n bouproses en 'n nuwe seisoen is. Heilige Gees, kom en reinig ons harte en kom bou ons opnuut in 'n geloofsgemeenskap wat U liefhet, wat U dien, wat vir mekaar omgee en wat na die gemeenskap uitreik, Here. Ons loof U en ons prys U. Ons eer U daarvoor. En ek wil vir jou vra, daar waar jy sit, dat jy met die Here net sal praat op jou eie. And just speak to the Lord about your sheep en jou, waar jy nou op die oomblik is, en deel jou hart met hom en laat die Heilige Gees toe om vir jou met nuwe vrede en inspirasie te kom vul. Ek ervaar het vrede, ongelooflike teenwoordigheid en 'n vrede van die Heilige Gees. And the Lord wants to say to you, I'm more concerned with your character than your comfort. And allow me to work in you. Trust me for the future. Daai ding wat jy so graag wil hê, moet gebeur, so graag wil hê. Vertrou my daarmee. But Lord, we want to seek the giver, not the gift. Because you are enough, and we are enough. Lord, we worship you, we glorify you, Lord. Hemelvader, ons aanbid U. Koning Jesus, ons eer U, Heilige Gees. Net soos U vir Dawid gevul het opnuut met nuwe krag, kom vul ons opnuut met nuwe krag vandag in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met die laaste lied, Hemelvader. Sing dit uit jou hart uit en vra